Ek kan nie wag om my storie met julle te deel nie. Maar ek is nogal haastig. Hierdie ou bene is nie meer wat hulle was nie, dis seker. Maar ek het vir hulle gesê, hardloop. Hardloop verby die oggendoffers. En die leviete wat in die binnehof sing. Verby die leermeesters, die pelgrims en die bedelaars van die tempel. Die lug in die tempel is dik van die wierook. Dit maak my kort asem, maar ek het vir myself gesê, Anna, hou aan. Baie mense wil my stop en vra wat fout is, maar ek kon nie stop vir enige van die bekende gesigte nie. Ek moes nogal 'n gesig gewees het met my grys hare wat uitrafel en klere vasgeklem in my hande. Ek het vanoggend gevas, soos ek gereeld doen. Maar al was ek haastig, was ek glad nie moeg nie. Ek het net die soete opgewondenheid gesproe. My hart het gebons van opgewondenheid. Toe ek uit asem by die voorhof aankom, waar die gesinne wag om hulle pasgeborenes aan te bied, hoor ek my vriend Simeon bid met 'n paartjie. En weet, sy gees het ook hierdie aankoms aangevoel. Die ouers lyk net soos enige ander van die ander nuwe ouers en hou versigtig hul seun en 2 duwe vas. Die 2 duwe vir die offers. Maar daardie baba, toe ek vorentoe stap en sy klein gesiggie sien, toe herken ek die heilige een sonder twyfel. Jare van toewyding het my oë voorberei om hierdie kosbare moment te sien. Instinktief lig ek my moe hande hoog. Hierdie hande wat God al dekades lank in die tempel prys. Toe verhef ek my stem. Die bekende woorde van Psalm 148 stroom uit my soos 'n loflied. Jong manne en ook jong meisies, ou mense, saam met jong mense, hulle moet die naam van die Here loof. Sy naam is alleen verhewe. Sy luister ryk oor aarde en hemel. Simeon is tevrede om daar by hulle in die tempel te bly, maar nie ek nie. My ou bene word weer rusteloos. Ek kan nie stil staan nie. Hoe lank het ek vir hierdie moment gewag? Hoe lank het ek vir myself gesê, wag Anna, hy kom, kyk net uit vir hom Anna. Nadat ek die danklied uit my gestroom het, is ek weg om hierdie nuus van die komende verlosser met die mense van Israel wat oorgebly het te deel. Die ander wat nooit opgehou glo het in God se belofte nie. Daar staar toe weer mense in die tempel na my terwyl ek verby snel. Maar alwaarin ek aan dink is wat ek sal sê as ek by die kinders van Israel kom. My getroue vriende, die profesie, dis vervul, die Messias het gekom en ek het hom met my eie oë gesien. Verhef jou stem in dankbaarheid saam met my. Of hoe het Simon dit gestel? My eie oë het inderdaad u verlossing gesien, wat u ten aanskoue van al die volke bewerk het, 'n lig vir die nasies tot openbaring dien en eer bring aan u volk Israel. Nou, op die oomblik, is daar soveel duisternis. Hier van my plek in die tempel sien ek die onderdrukking, die armoede, die ontmoeting van politiek en godsdiens. Alles herinneringe van die behoefte aan 'n Messias. Ek is Anna, die profetes, en ek het aangehou. Net soos ander getroues wat my vooraf gegaan het, Deborah, Gilda, Miriam, is ek
vandag 'n profetiese aankondiging gegee. Met my eie oë, so oud soos hulle is, het ek die lig van die verlossing gesien, wat beide vir Israel en vir die heidene geopenbaar is. Ek hoop net, hulle sal luister.